Mag ons as regters optree en kan ons mense oordeel? En daar is werklik net een regter wat ultimately die oordeel gaan vel. En jy weet wat doen 'n mens op aarde as iemand wat skuldig is, daar nie bewyse gewys kan word dat hy skuldig is nie, en hy kom weg met dinge op die aarde. Wel, die ding is, ons almal gaan eendag voor die finale regter staan en ons oordeel gaan ons ontvang. Of jy dit op hierdie aarde dalk nie gekry het, of misgespring het, of sisteme gebruik het, jy kan nie God se sisteem kan jy hijack nie. So, alhoewel God as regter sal optree, is dit vir my so besonder dat die eerste ding wat God hom mee openbaar aan die mens, is nie sy toorn nie, of sy regterskap nie. Die eerste ding wat God wil weet, dat ons moet weet van hom, is dat hy 'n goeie en 'n genadige God is. Want die manier hoe ons na God kyk, gaan bepaal hoe jy jou lewe gaan lewe. Want jy sien, daar is twee kante van God wat geopenbaar word. Romeine 11:22 sê dan die volgende, hy sê, let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Jy kry die goedheid van God en jy kry die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertieren oor jou as jy in sy goedertierenheid bly. En dan gebruik die Here hierdie illustrasie met twee diensknegte. Matteus 25:23 sê, en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het jy geken. En luister nou, die een wat 1 talent het, produseer nie soos die een wat 5 talente het nie. En die rede hoekom hy nie produseer nie, is die volgende, hy sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie saai nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. En omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Want hoe jy God sien, sal bepaal of jy vrugbaar is in die lewe. En toe God homself aan Moses bekendstel, wil Moses by die Here weet, Here, wys my u teenwoordigheid, wys my u aangesig. En die Here sê, toe hy op die berg is, en die Here sê vir Abraham, as iemand my aangesig sien, sal hy sterwe. Hy sê, maar ek sal jou in die kloof van die rots plaas, en ek sal verby jou beweeg, ek sal my hand oor jou beskud, en die eerste gewaarwording van Moses, van wie God is in Exodus 34 vers 3, en toe die Here by hom verbygaan, het Moses geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. En dis die eerste ding wat God wys aan sy volk, wie hy is, sy genade en sy getrouheid. En ek wil vir julle sê, wat sal van ons geword het, as ons nie geglo het in die goedheid van die Here nie? Soos Dawid sê, o, wat sal van my geword het? Jy sien, 'n muntstuk het altyd twee kante. Daar is die gestrengheid van God en die goedheid van God. Maar die eerste kant wat God ons eerste wys, is sy goedheid. Lukas 7:36 sê, en een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gaan. En toe het 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy die fariseër se huis aan tafel was, en sy het 'n albasterfles met salf gebring.
en agter by sy voete gaan staan en geween en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. En toe die fariseer wat hierdie veroordelende gees en hart het, toe hy en toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. In vers 44 daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het jou in jou huis gekom, water het jy nie my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. Vers 47, daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe. Want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Amen. Want Jesus se oordeel is so anders as mense se oordeel. Godsdienstige fariseërs het almal geoordeel volgens hulle eie standaard van geregtigheid. Hulle het hulle beels geblaas, so op die markte gegaan het, as hulle tiende betaal het hulle lang gesigte gehad, met lang gesigte geloop. As hulle gevas het dit gelyk asof hulle vas. So 'n uiterlike vorm van geregtigheid wat hulle altyd gewys het. Maar Jesus veroordeel daai tipe oordeel van die fariseërs. Want Jesus het agtergekom daar's 'n geweldige probleem met 'n fariseer. En dis die volgende: 'n fariseer hou van veroordeling. Hou van veroordeling, want veroordeling plaas die ander persoon in so 'n posisie dat jy altyd beter lyk. Arme het net gedink dat die enigste manier om gered te word is om hierdie tipe geregtigheid wat die fariseërs het, dit te bepaal. Maar ek dank die Here dat Jesus gekom het in sy geregtigheid ons laat staan, nie in ons eie geregtigheid nie, uit geloof en nie uit werke nie. Amen. So wie van u staan hierso in die geregtigheid van Jesus en nie in jou eie geregtigheid nie? Amen. Is jy 'n fariseer of is jy van om mee saam te lewe? Do you have grace for people? Die probleem wat Jesus met veroordeling het, is die feit dat dit opereer in 'n gees. Dit opereer in 'n gees. Dit vind sy krag in 'n gees. In God se hof is daar 'n regter, 'n advokaat en 'n aanklaer. En wanneer ons mense begin oordeel en veroordeel, doen ons die werk van die aanklaer. En nog voor die bewyse gebring is, getuienis gespreek is daar net een wat daai veroordeling taak het. En dit is Openbaring 12 vers 10. Gaan nie die laaste gedeelte sê, hy sê, en die aanklaer van ons broers is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Aanklaag is die werk van die duiwel. En dis die gees waarin hy opereer. So, ons kan onsself nooit as regters aanstel oor mense op aarde nie. Daar is natuurlike regters wat God die autoriteit gee, maar hulle kry hulle autoriteit van God af. In Spreuke 26 sê die rede hoekom ons nie onsself kan aanstel nie, is hy sê, wie 'n kuil grawe, in Spreuke 26, sal daarin val. En hy wat 'n klip rol, dit sal na hom terugkom. Spreuke 26:28 sê 'n valse tong haat dit wat hy verbrysel het en 'n gladde mond bewerk sy ondergang. En baie mense loop vandag met 'n veroordeling
wat hulle van ander mense ontvang het. Hoe moet ek dit hanteer wanneer mense my veroordeel? En hier sê Paulus 1 Korintiërs 4, hy sê, maar vir my beteken dit baie min of ek deur die hele of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eers nie. Hy sê, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel nie, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte sal openbaar, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Jy sien, wanneer ons oordeel, het dit 'n manier om te boemerang in ons lewens. Amen. Manier om te boemerang. Matteus 7:1 sê, moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel kan word nie. Vers 2 sê, want met die oordeel waarmee julle oordeel, ek so bly die Here oordeel met 'n ander oordeel as wat mense oordeel. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. En jy weet, die vyand se aanslag teen ons lewens kom deur twee dinge. Dit kom deur skuld en dit kom deur skande. Engels is by guilt and by shame. Hierdie is twee verskillende emosionele en geestelike dinge. En om die verskil tussen skande en skuld te ken is baie belangrik vir 'n kind van die Here. Mense beskuldig ons. Skuld is die gevoel wat jy ervaar as jy iets verkeerds gedoen het. Skuld is gefokus op jou spesifieke optrede en jou aksie. Maar skande is die pynlike gevoel dat jy onwaardig is. Dis gefokus op jou identiteit en op jou selfbewustheid. Dis wat skande doen. Skuld sê ek het iets verkeerds gedoen. Skande sê ek is verkeerd. Skuld sê jy het gelieg vir jou vrou. Skande sê jy's 'n leienaar. Skuld sê jy het 'n fout gemaak. Skande sê jy is 'n fout. Maar genade sê jy is vergewe en geregverdig. En daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus wandel nie. En jy sien, skande gebruik altyd skuld in ons lewens om 'n mens se waarde aan te val. Maar Jesus gebruik sy geregtigheid om ons waarde op te tel. So you gotta walk in the righteousness of God. Nou, soos wat Vernon gesê het, ons skuld word betaal by die kruis. Maar die vyand sal altyd die oortreding wat jy gedoen het verder vat en jou bly aankla daaroor, al het Jesus jou vergewe. En dit is die skande wat Jesus het nie net met ons skuld gedeel nie, maar hy sê hy het ook met ons skande gedeel. With our shame, he dealt not just with our guilt, he dealt with our shame, our image, our identity. Hy het die kruis verdra en die skande verag, sê die Bybel. Jesus het met al twee gedeel en jou wettige oortreding betaal wat jou skuld was. Daarom
is dit belangrik om die verskil te verstaan, omdat soveel Christene eintlik meer sukkel met die skande as wat hulle sukkel met die skuld. They walk with shame more than they walk with the guilt. Hulle bely hulle sonde en glo hulle is vergewe, maar voel nog waardeloos, voel nog skuldig. En daai gevoel is skande. En dit is nie die Heilige Gees nie. Amen. Dis 'n stem van veroordeling. Because the Holy Spirit convicts us, but the enemy condemns us. Die kruis vat nie die straf van skuld weg nie, maar dit breek die mag van skuld. Ek is so bly dat die Here daai skuld herstel deur my identiteit in Christus te plaas. Nie wat ek gedoen het nie, maar wat hy gedoen het. Amen. Wanneer God na ons kyk, wanneer ons in Christus is, sien hy die geregtigheid van God raak. Laat daai waarheid elke skuld, elke stem van skande stil maak en met jou praat. Laat die stem van geregtigheid met jou praat en vir jou sê wie jy is. Wandel in daai geregtigheidsbewustheid van Jesus en nie in 'n selfbewustheid van dit wat ek gedoen het nie. Ons kan nie in skande lewe nie. Ons kan nie in skuld opereer nie. Jy weet, mense is baie vinnig om oordeel te vel. Ek dink in 'n geval met Jesus toe hy na Samaria toe gaan. Hy wil Jerusalem toe gaan, maar hy gaan deur Samaria waar die Samaritane is. En Lukas 9 vers 54 sê, en toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, want die Samaritane verwerp vir Jesus. Toe sê hulle, Here, wil U hê ons moet sê dat vuur uit die hemel moet afdaal en hulle verteer soos Elia ook gedoen het? Wie van het al so gevoel oor mense? Here, stuur die vuur oor hulle uit. Soos Elia. Ek is so bly, vir my het al baie gesê, ek is baie bly sy is nie die Here nie. Lukas 9 vers 55, maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. Want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar dit te red. So die ergste ding wat jy kan wens vir 'n ou is, Here, laat daai ou tot bekering kom. Maar wat doen jy as mense jou nie ontvang nie? Soos Jesus, en jou verwerp en jou beoordeel. Wel, Jesus gee die perfekte voorbeeld daarvoor. Hy sê, stof jou skoene af. Skud die stof van jou voete af. Matteus 10:14 sê, en as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daai huis, en uit daardie stad, en skud die stof van julle skoene af. Die stof van jou skoene af te skud in daai tyd het beteken dat jy jou verantwoordelikheid nagekom het. So, moenie die las van iemand se veroordeling ronddra in jou siel nie. Paulus doen 'n ander ding in Handelinge 18. Hy sê, en toe hulle aanhou om teestand te bied en godlasterlike dinge teen Paulus te spreek, het hy sy klere uitgeskit. So, stof jou voete af en skud jou klere af.
En hy sê, julle bloed is op julle hoof. Ek is rein, van nou af sal ek na die heidene toe gaan, toe die Jode hom verwerp. So sê 'n bietjie ek stof, nee ek skud. Moenie sê nee ek skud nie, sê ek skud die stof van my voete af. En ek skud my klere uit. Want as jy die stof afskud, die klere afskud, dan sê jy die oordeel behoort aan die Here. Oordeel behoort aan die Here. En ek weet dat die Here sal genadig oor my lewe wees. Moenie op een plek vassteek omdat jy veroordeel is nie. Omdat hulle jou nie wil aanvaar nie. Beweeg aan. Paulus gaan dan na die heidene toe en hy het gegaan en dank die Here want vandag is ons heidene gered. Oor Paulus wat sy klere afgeskit het en gesê het ek gaan aan. Jesus gebruik die voorbeeld van om 'n balk uit jou eie oog te haal voordat jy die splinter in iemand anders se oog sien. En dit is ongelukkig die probleem met sonde in ons eie lewens. Ons regverdig ons klein sonde teen die groot sonde van ander mense. Maar Jesus sê, maak eers jou eie lewe skoon voordat jy ander mense oordeel. Met ander woorde, moenie die skrif gebruik as 'n swaard voordat jy die skrif gebruik as 'n spieël nie. Moenie die skrif gebruik as 'n swaard voor jy dit gebruik as 'n spieël nie. Laat my dink, jy weet, aan die verskil van die twee seuns van Noag, toe hulle sy pa in die grot sien en Noag het dronk geword die vorige aand en twee van sy seuns hanteer hierdie hele situasie op twee verskillende maniere. Die eerste ene gaan en die Bybel sê in Genesis 9, Noag het as 'n landbouer 'n wingerd begin plant, maar toe hy van sy wyn gedrink het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daar buite meegedeel of te kenne gegee. Maar hy het sy pa se sonde ontbloot op so 'n manier dat hy die spot daarmee gedryf het. Genesis 9:23. Toe neem Sem en Jafet die boekleed en hulle hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop. Hulle die benaaktheid van hulle vader het hulle aangesig weggedraai. En hulle het die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. En daar moes iets gebeur het toe Gam alleen saam met sy pa wees, want die Bybel sê in vers 24, toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jongste seun hom aangedoen het, sê hy vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte moet hy wees, soos sy broers. So the way that we cover people is important. We got to cover people with grace and not with condemnation. Jy weet, ek is versigtig om mense te oordeel, want as gevolg van die gees waarin dit altyd opereer. 'n Fantastiese illustrasie is in Genesis 38. Jy sal onthou Juda het 'n skoondogter. Sy seun trou met Tamar. En Tamar verloor Juda se seun en hy sterwe. En in daai tyd sou Juda weer vir haar sy tweede seun gee. En hy gee vir haar nog een van sy seuns, maar die Bybel sê hy wou haar nie 'n kind gee nie. Hy wou haar nie 'n kind gee nie. Maar hierdie seun sterf ook. En Tamar moet die volgende seun se vrou raak, maar
Juda besluit dat hy gaan nie meer sy jongste seun aan Tamar gee soos wat die wet vereis het nie. En Tamar gaan doen iets wat verkeerd is, maar die Bybel sê sy vermom haar as 'n prostituut. Sy gaan mark toe en hier kom Juda aan en sy verlei Juda sonder dat Juda weet dit is Tamar en sy raak swanger sonder dat Juda weet. Terug by die kamp, by die huis, hoor Juda dat Tamar is swanger. En hy roep haar en die owerstes en almal en hy sê sy moet gestenig word. Sy is in die huwelik, sy is veroordeel, sy moet gestenig word. En die volgende ding wat sy vir hom sê, dis reg so, Juda, maar jy moet net een ding weet, jy is die pa van hierdie kind. Jy is die pa van hierdie kind. So wat moet ons doen wanneer iemand 'n splinter in iemand anders se oog sien? Die Bybel sê Galasiërs 6:1, broers, as iemand ewenwel dan deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy nie versoek word nie. Dan sê dra mekaar se laste, vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Vers 4 sê, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê. Alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. Elkeen sal sy eie pak dra. Nou, alhoewel Jesus verwag dat ons nie sal oordeel nie, vereis God wel dat ons moet onderskeiding maak in ons lewens. Ons is nie as regters aangestel nie, maar ons is eerder as vrugte-inspekteurs aangestel. Want in Johannes 4 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is. Baie valse profete in die wêreld uitgegaan. En dan sê die skrif, julle sal hulle ken aan hulle vrugte. So we are fruit inspectors. We're not judges. Amen. Inspect the fruit of people. Wait for the fruit to appear. Don't just go for what he does and what he says. Be an inspector en stel die geeste op die proef. Matteus 7 sê, moenie wat heilig is aan die honde gee nie. En gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. Want, jy weet, Jesus verwag nie dat ons geestelike skatte moet mors op mense wat dit gaan vertrap nie. En daarvoor het ons onderskeiding nodig in ons lewens. Moenie geestelike skatte mors op die wat dit gaan vertrap nie. Jesus word in Matteus 8 word hy gekonfronteer deur Fariseërs wat 'n vrou nou net gevang het wat oorspel gepleeg het. Hulle bring hierdie vrou voor Jesus en hulle staan met klippe alreeds in hulle hande. En hulle probeer Jesus nou uitvang deur die wet te gebruik om hierdie vrou te veroordeel. Johannes 8 sê, en toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, en hulle vir hom sê, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet beveel om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? U sien, dit hang af
wat God sê. Amen. Dit hang af wat hy sê. En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Nou, die Bybel sê nie wat dit is nie, maar ek dink dit was elke skelmpie van daai fariseërs. Want die Bybel sê, hulle het van die oudste tot die jongste, het hulle in skaamte weggestap, nadat hulle gekyk het wat Jesus op die sand skrywe. God knows. He knows. En vers 10 sê toe, en toe Jesus hom oprig en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is jou beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand die Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen, maar sondig nie meer nie. Gaan heen, maar sondig nie meer nie. En ek glo dat die kerk van Jesus Christus moenie met klippe in ons hande staan nie, maar met die geregtigheid en genade van Jesus in ons harte. En selfs Jesus sal dieselfde ding vir jou doen vanoggend. Om dit waaraan jy skuldig is, jou nie te veroordeel nie, maar om jou 'n geleentheid te gee, om dit vir hom te gee. As jy na Jesus kyk, is daar nie klippe in sy hand nie, daar is spykers. Merke van spykers wat jou wil vergewe. En ek weet nie wie van u is hier vanoggend nie, maar hier moet mense wees wat die stof wil afskud, wat die klere wil uitskud en wil verder stap in die gawe van geen veroordeling meer nie. No condemnation. So, wie van die vanoggend wil sê, ek wil verder stap in geen veroordeling nie? Wie sal in my staan nie? Ek wil verder stap, ek wil my lewe verder lewe, Here, in die gawe van geen veroordeling in my lewe nie. En so ek wil u vra net om u hand op te steek voor die Here. Soos Here, ons dankie dat u ons regter is en dat u anders oordeel. En dat u oordeel regverdig is. En so ons staan as 'n kerk voor u, as mense voor u. En die aanklagte en die skuld en die skande, Here, wat oor ons lewens kom as gevolg van die stem van die vyand. Spreek ek nou hierdie woord as teestand daarteen, as bewysstuk van u regterskap. In Romeine 8:33 sê, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. En dan wil ek vir u sê, dan sê hy, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge ons kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is nie. Ons sê Here, dankie Here Jesus, dankie Vader dat u nou die skande en die skuld op u vat. En Here, dat ons verder stap in die identiteit van Jesus Christus, in die geregtigheid wat hy vir ons betaal het. Ons dankie Here vir die woord vanoggend, dankie Here vir die vryspraak oor ons siel en oor ons gees, wat die woord oor ons verklaar. Ons vat dit vanoggend in die naam van Jesus Christus. En elkeen sê, Amen en Amen.